Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 4. Sonskyn, mild en sag. Helder groen gras vol spatselsveldblomme en klein swart koetjies wat kop omlaag loop en wy. 'n Silwer stroom wat soos 'n blink lint om die onderste soem van die weiland loop. Golwende landskap, donker denne in die glooiing van 'n oorkantste heuwel. 'n Ou plaashuis met klipmure en 'n leiklipdak en 'n boog na 'n binnehof waarin hoenders loop en skrop. 'n Kerkklok wat deur die stilte beier. 'n Hond wat nader draf en blaf. Onder haar wang die sterk en reëlmatige hartklop van haar geliefde, sy koesterende arm om haar skouers, sy diep stem wat haar naam sê en vra hoe sy voel. Sy sug genoeglik en wil vir hom glimlag, die mooie man wat so besorg is oor haar welsyn, maar besef dan, haar mond is so droog, sy kan skaars haar lippe beweeg, laat staan nog glimlag. Terwyl sy vergeefs klammigheid in haar mond probeer inwerk, vervaag die lieflike beeld al hoe verder en raak die klopping in haar slape al hoe seerder. Die koesterende arm is daar, ja, maar toe sy haar grinterige oë uiteindelik op skreefies oopgeforseer kry, is die sagte sonskyn weg en die weiland met die koetjies en die mooi ou plaashuis en die vriendelike hond. En al wat sy in die skemerdonker kan uitmaak is rye en rye sitplekke. Hier, drink 'n bietjie water, dit sal help. Sy wil nie. Dalk, as sy weer haar oë toeknyp en so bly lê, kan sy die weiland en die koetjies en die besorgde man terugkry. Maar sy voel hoe sy oorent gehelp word en hoe 'n bottel in haar hand gedruk word. Dis die minste koel en sy drink dorstig van die water tot sy hoor. Stadig, jy die whisky so vinnig weggeslaan, maak eers seker jou maag kan nou iets hanteer. Met haar kop nog so teen die rugleuning en haar oë toe, vra sy, is ek op 'n vliegtuig? Kort stilte. Ja. Sonder om te beweeg of haar oë oop te maak, sê sy, ek onthou so vaag weg iets van 'n instaptoonbank en 'n telefoonoproep en 'n venstersitplek. Dit was nie my verbeelding nie, was dit? Nee, natuurlik nie. Sy neem nog 'n sluk water, dankbaar vir die verligting wat dit bring. Ek het gedog dit was dalk 'n nagmerrie, een van daai's wat jy die hele tyd dink dit is nou op sy ergste en dan word dit erger. Maar dis toe nie 'n nagmerrie nie. Dis toe die werklikheid wat die hele tyd erger word. Wel kyk so daarna, jy is nou op die vlug en dinge kan nou nie eintlik meer na enige kant toe erger word nie. Ek sou nie geld daarop verwed as ek jy is nie. Sy maak uiteindelik haar oë oop en draai haar kop. Ja nee, daar sit meneer perfek in al sy gesofistikeerde glorie, net soos hy in haar nagmerrie verskyn het. Die enigste verskil is dat die mooi wit hemp nou die ene krekels is. Sy wil vra of die krekels haar skuld is, maar draai eerder haar kop weg en sluit weer haar oë. So baie goed aan hierdie situasie is haar skuld. Om die krekels op te haal, is om die oortjies te wil behandel en dan te dink sy het die hele seekoei gefiks. Nie dat dit haar van haar verpligting onthef nie. Sy haal diep asem. Ek is jammer oor my gedrag, ek het ooreageer en het op jou uitgehaal, jy het dit nie verdien nie. Hy bly so lank stil, dat sy uiteindelik na hom kyk. Gaan hy weier om haar verskoning te aanvaar? Sy kan hom dit seker nie kwaadlik neem nie, maar dit sou darm baie kleingeestig wees. En ongemaklik, as hy vir die res van die vlug langs 'n dikbek man moet sit. Maar hy sit daar net en betrag. En hoewel dit moeilik is om sy gesigsuitdrukking in die skemerdonker te lees, sien sy niks smalends of kleingeestigs aan hom nie. Al wat sy opmerk is 'n lewendige belangstelling in daardie direkte, donker blik. En iets diepers, warmers, iets wat dalk waardering kan wees. Dan hou hy sy waterbottel na haar uit. Wel gedaan. Sy tik haar bottel teen syne, soos wat hy verwag, maar vra tog, waarvoor is die wel gedaan? Nie baie mense verras my meer nie. Dis nie baie vroumense wat met soveel grasie en opregtheid verskoning kan vra nie.
Sy kyk om. Miskien hang jy tussen die verkeerde soort vroumense rond. Hierdie keer flits daar sowaar die wit van 'n grinnik. Toe sy. En? Vra sy. En wat? Gaan jy my nie om verskoning vra nie? Waarvoor? Vir die feit dat jy my ontstel het. Verder ontstel het. Hy maak asof hy diep dink. Nee, ek gaan nie om verskoning vra vir die feit dat Eddie nie opgedaag het nie. Nie omdat ek ongevoelig is nie, maar omdat dit gewoon nie my skuld is nie. Ek besef dit is vir jou sleg, maar ek het die plek op die vliegtuig bitter nodig gehad en dis vir my 'n bestuuring dat hy nie hier is nie. Ek gaan ook nie om verskoning vra dat ek die venstersitplek gekry het nie, want dis ook nie my skuld nie. Die stelsel het dit aan my toegeken. Wat het ek nog gedoen? Gesê jy moet dalk jou reisgenote in die toekoms versigtiger kies. Ja, die opmerking was seker ongevraagd, maar ek is nie verkeerd nie. Jy is meer werd as 'n selfsugtige drol wat jou net voor 'n vakansie in die steek laat. Die een donker wenkbrau lig. Of is my ergste sonde eintlik dat ek presies is soos fucking Eleanor? Sy sug diep. Daar sy, spyker op die kop. Sy het ook die vermoë om my neus so in my tekortkominge en versuime te vryf, nadat ek reeds self van hulle bewus geword het. En sy is ook altyd so vol advies en goeie raad, nadat ek reeds besef het ek die gemors oor myself gebring. Sy klink na 'n uitdaging. Die is sy beslis, ja. Plus, beter-weterig, inmengerig, baasspelerig, 'n wysneus, 'n perfectionist, 'n slawedrywer en 'n regte, egte, oudtydse kramp in die gat. Wie is sy, jou baas? Sy was my baas tot sy my afgedank het. Maar sy is ook partye, my gewete, 'n konstante herinnering aan my tekortkominge en bovenal my perfekte oudste suster. Sy blik verskerp. Wag so bietjie. Jou van is mos Barnard. Eleanor Barnard is jou suster? Die HIB van Percent Investments Inc. is jou suster? En Pieter Barnard, by wie sy die maatskappy oorgeneem het, is jou pa? Sy hoor sommer die respek in sy stem toe hy sê, wel, Eleanor mag al die goed wees waarvan jy haar beskuldig, maar sy is ook formidabel. Sy het 'n reeds welvarende firma binne 3 jaar in een van die sterkste beleggingsmaatskappye op die kontinent omskep. Sy rol haar kop teen die sitplek en kyk om. Steeds mooi, steeds stylvol, ten spyte van die krekels. Jy weet nou wie my suster is. Mag ek weet wie jy is? Jammer, dit was onhofflik, ek is Max Rousseau. Hy sit haar en aankyk, asof die naam vir haar iets moes beteken en sy luister stip of dat dalk iewers in haar agterkop 'n klokkie lui. Het sy nog 'n keer haar naam krater gemaak? Is hy een of ander belangrike politikus, of 'n glanspersoonlikheid of 'n sportheld wat sy moes herken het? Nie dat sy sou nie. Haar wêreld is so ver verwyder van glans en openbare belang, dat sy skaars weet wie op die oomblik die staatspresident is. Gelukkig hou hy sy hand uit, sonder enige verdere kommentaar en sy lê hare in sy greep. Sy staal haar vir die fisieke kontak, vir haar reaksie daarop. Maar dis onnodig. Anders registreer dit vaag weg in haar brein. Dis anders as wat storieboeke dit beskryf. Sy het al gelees van aanraking wat skok soos elektrisiteit, wat ruk, wat meesleur. Maar dis anders met hom. Daar is geen gedagte aan skok of geweld nie. Al wat sy voel is hitte en koestering. En die besef, diep en onwrikbaar, dat haar hand in syne pas asof dit daar hoort. Dat hierdie oomblik moes gebeur het en dat alles van hier af anders gaan wees. Sy sou seker so bly sit het, heeltemal vasgevang in die vreemde betowering van die oomblik, as haar buurvrou nie opgestaan het om badkamer toe te gaan nie. Dis genoeg om haar aan haar eie behoeftes te herinner. Ek dink ek moet sommer ook bene rek en 'n draai loop, probeer sy die situasie terugkry, wyssaaklik. Het jy jou rugsak nodig? Nee, dankie. Ek grol my mors dood vir 'n vliegtuig se badkamers. Ek wil niks daar neersit nie. Sy mik om op te staan, maar verstil dan. Ek is regtig jammer. Jy ken my nie en dit gaan dalk klink asof ek dit sommer net sê, maar ek tree darm nie normaalweg soos 'n Karen op nie. Sy het 'n glimlag verwag en dalk 'n lighartige opmerking. Maar hy bly so sit, die reguit blik
stip op haar gesig. Ek weet jy is nie 'n Karen nie. Jy fouteer na die ander kant toe. Jy is opofferend tot by die punt waar jy jouself skade berokken. Jy is inskikkelik, omdat jy almal om jou tevrede wil stel en al wat gebeur is dat mense jou boelie. Eddie, die beampte by die instaptoonbank, die lugwaardin, selfs ek het jou geboelie om ons in te kry en jy het elke keer ingegee net om die vrede te bewaar. Het is nie 'n wonder dat dinge vir jou te veel geword het nie. Sy sit hom en aanstaar hierdie man wat so vinnig, so dwars deur haar kan sien. Is hy 'n buitengewone briljante opsommer van mense, of is dit net hoe pateties deursigtig sy is? Dan knik hy met sy kop in die rigting van die badkamers. Toe, gaan loop jou draai. Jy het die aandete misgeloop, maar daar is klo eetgoed in die kombuis. Ek sal gaan kyk wat hulle het, dan hou ons 'n piknik as jy terugkom. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder.